Die genesing van die verlamde man. Dis die opskrif wat ons kry in Handelinge hoofstuk 3. In hierdie program Lig op Lig is ons altyd besig om die lig te laat val vanuit die skrif op die lewe van mense, van toe en van nou. En vandag, omdat ons in die maand van vryheid is, in die maand van Paase, waar ons leer van kruisiging, die graftydperk en ook die opstanding. En daarom hierdie gedeelte, Handelinge hoofstuk 3, die genesing van die verlamde man. Een middag om 3 uur die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk toe hom stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys, maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit het en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat met hom gebeur het. Petrus se toespraak in die pilaargang van Salomo. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Julle het hom uitgelewer en hom voor Pilatus verwerp toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak. Maar God het hom toe uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het hierdie man volkome herstel, hier voor julle almal. Hierdie gedeelte uit Handelinge hoofstuk 3, vanaf vers 1 tot by vers 16. Duidelik weet ons dat hierdie man iets verwag het van Petrus en Johannes. Iets van hulle gevra het, gebedel het. Hy het van hulle iets gevra, ja, iets tasbaars, geld of goed, om van te leef. Maar hy het baie meer gekry. Hy het eintlik die vryheid gekry, om te kan loop, om te kan spring, om God te kan prys, om op te staan en te kan loop. Is ons ook nie maar partykeer so, dat ons net na dit wat ons voor oë sien, dit wat ons dink ons werklik nodig het, terwyl God vir ons baie meer kan en wil gee. Kom ons deel wat ons het, die geloof, die genade, maar ook die krag wat die Here vir ons gee om ander te kan bemoedig, sterk maak, vir hulle te kan bid, te kan seën. En daarom wil ek ook elke een seën wat nou luister. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly tot in ewigheid. Amen.